So ek was nie regtig in die pop, om het so te stel, industrie in nie. Want die meeste van ons goed was vertalings ook anyway. So ja, en maar met die het my storie toe nou begin, van al die aftraandes in die hele rock scene. Maar dit is kan ek dit sê, dit is amper asof jy geset up word vir dit, nee. Want ek het dit nou, as 'n ou wat in rugby gewerk het vir 10 jaar, in professionele rugby gewerk het, dis amper asof ouens word geset up, nie in 'n manier om te fail in hulle business en of hulle trade nie, maar om te fail spiritually. Dit is 'n absolute swak en gaan ek dit sê, demoniese kultuur. In die sin van dat drugs, vrouens, alkohol, dit is so maklik bekombaar. Verstaan, dit is amper so second nature, of dit kom amper saam met die package. Dis waar. Nee? So, ek verstaan dit. Goeiemôre, welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Het is lekker om hier te wees. Ek is so opgewonde om hierdie te doen. Elke keer is dit vir my soos 'n nuwe vars lig. So ons is dankbaar dat julle hier is. Ons is dankbaar dat julle ingeskakel het en ons het 'n goeie storie vanoggend vir julle. Ek ken nie die storie nie, so ek is net so excited soos julle om dit te hoor. En ek gaan julle nou voorstel aan my gas, maar voor ons daar kom, julle ken die drill. Like, comment, subscribe, doen asseblief baie goed. Dit help ons. En dit help ons ook om nader aan ons doelwit te kom. Van ons eerste 1000 subscribers, ons is so naby. Die ironie is ons kry duisende views, maar ons die subscriber account korreleer nie lekker met ons views nie. So ons vra dat as jy hier is en jy voel so gelei, jy weet, subscribe asseblief van ons kanaal. Dit help ons om hierdie video's voor meer mense te kry en laat hierdie stories vir mense meer oopbring. Maar ja, nie te min, laat ons in die video inkom en vanoggend sit ek met Charles Smit. Is dit net Smit? Schmidt. Eintlik Schmidt, ja. Ja, ek het gedink Schmidt. Ja, Schmidt. Charles Schmidt. En die enigste ding wat ek van hom weet is, ek het hom letterlik amptelik 4 of 5 dae terug ontmoet by 'n mannaand wat amazing was. Maar Charles het nou al 'n paar van sy pelle was nou al op die Hansman Show en so het hy gehoor van ons en ons het connect die ander aand en nou is hy hier om sy storie te bring. So ek is is lekker om jou hier te hê, man. Dankie dat jy kom kuier het. Dankie my bro. En ek is excited. Charles was in Beeskraal vir die ouer mense wat hierdie kyk. Ek kan hulle onthou. Ek en my vrou praat vanoggend soos ek sê vir jy was in Beeskraal of jy is in Beeskraal. Ja. Sy sê hulle was so saam met Klopjag. Ek sê ja. Nee. Maar sy sê julle was eendag by ons skool, julle het by ons skool kom optree. En ek kan dit nie onthou nie. Ek was nie, ek gaan nie sê ek was die grootste Afrikaanse fan gewees nie, maar ek het van Afrikaanse rock gehou. Dit was 'n goeie ding vir my dat die Afrikaans bietjie meer rock toe gaan in daai tyd en dis net toe ek so in die hoërskool inkom. Toe gaan Polisiekar groot en Klopjag wat nou nie regtig rock is nie, maar en julle en wie was nog Wonderboom en ek kan nie eens onthou die almal nie. So net na ons begin het, Karen Zoid, so 2 jaar na ons begin, Gian Groen, Jan Blom, ons was die hele movement eintlik so in die 90s, late 90s, late 90s, early 2000s, en dit was, toe Skopjag, Melkert Kommissie, wat is Bouwerbos se bands, Straatlige Kinders, en toe kom maar hele, wat vir my baie goed was daai tyd, wat toe die ding bietjie vorentoe gevat het. Ek noem hulle die MK generation. Dit is MK-generasie, absoluut. Glaskas, al daai mense, dit was awesome tyd. Dit was lekker, MK was so cool, ons eie Afrikaanse MTV kry, dit was een van die beste dinge in die wêreld. Want as jy altyd by jou pelle gaan kuier het soos na skool en groen, die eerste ding wat jy doen is jy sit MTV aan voor MK en dan hoop jy nou, jy sien 'n Blink-182 song of jy sien 'n Green Day of 'n Offspring of 'n whatever song. Dis waar. En toe MK kom, toe sit soos, dit was revolutionary vir ons. Dit was 'n regtig cool tyd geweest, man. Maar dude, welkom. Baie dankie.
Ons kan begin dalk dat jy net 'n bietjie agtergrond gee oor jouself, waar jy vandaan kom en dan vat ons hom van daar af. Ja, so ek het so in 1998 soos jy nou genoem het, ons het begin met B-skraal. Ek het eers my graad klaar gemaak in PR, Public Relations en Kommunikasie. En direk daarna het ek begin musiek swat. Toe het ek eventueel toe nou maar net aangehou met die musiek en daai tyd op die Technikon en Varsity het ons veral by die koshuis het die ouens baie dit was daai stadium van daar's so 'n gaping gewees ons omtrent so 7 jaar tussen ek weet nie of julle bewus is nie maar daar was nog ouens lank voor ons die Volvry toer waar daar ook al dokumentêre en goeie geskryf het weet Johannes Kerkorrel, Koos Kombuis, Valiant Swart. Yes. Met daai manne. So iets in daai musiek het my gevang van Afrikaans. Die ander Afrikaanse musiek, enigste ander Afrikaanse musiek wat ek eintlik geluister het for some reason was van kleins af al Leon Schuster. Ja, natuurlijk. Ja, ek is 'n huge fan van Leon. Daddy. Ja, nee, dit is ek dink net op die stadium en tyd in Suid-Afrika was dit iets wat het vir my 'n bietjie uitgestaan het, die hele komiese ding agter dit. En dan natuurlik die ander man wat ek ook groot aanhang het is oor sy liedjie skryfstyl en ek is eintlik self 'n singer-songwriter soos hulle sê. Ek is alhoewel ek gitaar geswat het, is ek meer 'n liedjie skrywer en skryf poesie en so goed. En die ander man is natuurlik Anton Goosen, weet, met sy skryfstyl wat my ook uitgestaan het. So ek was nie regtig in die pop, om het so te stel, industrie in nie. Want die meeste van ons goed was vertalings ook anyway. So ja, en maar my die het my storie toe nou begin van al die aftraandes in die hele rock scene. Maar dit is kan ek dit sê, dit is amper asof jy geset op word vir dit, nee. Want ek het dit nou as 'n ou wat in rugby gewerk het vir 10 jaar, in professionele rugby gewerk het. Dis amper asof ouens word geset op nie in 'n manier om te fail in hulle business en of hulle trade nie, maar om te fail spiritually. Dit is 'n absolute swak en ek dit sê demoniese kultuur. In die sin van dat drugs, vrouens, alkohol, dit is so maklik bekombaar. Verstaan, dit is amper so second nature, of dit kom amper saam met die package. Dis waar. Nee? So ek verstaan dit. Want die druk op die ou wat nou in jou posisie was en ek het nou rugby spelers hier gehad. En ek was self 'n rugby speler. Verstaan, al was ek nie noodwendig in die professionele scene as 'n speler nie, was ek daar as 'n administrateur. En ek het dit goed gesien en ons moes daarmee deel en amper half ek wil nie sê cover nie, maar jy moes die ouens se sin cover op tot 'n mate. Dis waar, En die pressure wat ek gesien het op daai ouens. Is insane. Jy weet in die ou wat veral daar's ouens soos Jaco van der Westhuizen en so wat outspoken Christian men was wat soos nie sommer partytjie toe gegaan het nie. Hulle het hulle self liewer verbyder van want hulle het geweet dis die enigste manier hoe hulle eintlik oorwinning kry is om nie daar te wees nie. Die oorwinning is eintlik in die keuse om nie te gaan nie. Dit is waar. Maar sorry, ek besef net soos hoekom so baie mense wat in die stelling wat jy maak. Ek het nooit so daaraan gedink nie. Dit is eintlik so half of jy so half geset op word vir dit, maar jy weet dit nou nie in die begin nie. Jy doen nie. Ek meen meeste mense gaan in dit in met goeie intensies om 'n goeie musikant te wees of om 'n goeie rugby speler of whatever dit is, 'n goeie movie star of akteur of wat ook al en dan begin daai pressures inkom en die norm is amper kom ons drink of kom ons gebruik drugs of kom ons slaap saam of kom ons vind comfort in hierdie ander goeters want God gaan nie vir ons comfort bring nie. Inteendeel God word nie eens gemention nie. Soos kom ons los vir God net by die deur as ons instap. Maar so ek weet nie hoe jou ervaring daarmee nie, maar kom dit is waar wat jy sê my broer dat jy half geset op word vir dit.
ek het nog nooit eintlik so lank gedink nie. So dis vir my baie nice dat jy dit actually sê. Soos ek sien veral toe na ons begin het in 98, jy weet, toe die ouens baie van hulle ewe skielik net uitgehaak het, weet, van beste pelle wat ek geken het, gaan nou nie name noem nie, ouens wat nog steeds op baie destructive pad is en baie van hulle kry nog steeds soveel aandag, ek noem dit die Kurt Cobain syndroom. Hoe meer destructive hulle is, hoe meer aandag kry hulle. Jy weet, dit is van daai ding van party mense like it om te suffer because they getting attention from. Ja, dis negative reinforcement. Ja. En ek het al 'n hele paar veral musikante dit gesien. Ons het wel ook saam met baie rugby spelers uitgegaan, want ons het baie funksies gedoen destyds, veral by die Global Rugby Unie en saam met die Springbokke. Ons het 2007 het ons saam met die Springbokke getoer met die World Cup. In Europa. Hulle gewen het. Ja. So en ons het baie betrokke geraak by daar's 'n gedeelte wat die matriek so na skool het hulle die 2 jaar heeltyd so Londen toe gegaan. So toe was ons blootgestel toe aan die hele ander kultuur, weet, in Europa en Engeland en so aan. Wat vir ons was baie blessed in my way. Ons was van die eerste ouens wat dit gedoen het. Maar ek moet sê as waar jy sê en ek het altyd ook ek gaan eerlik wees, weet, ek gaan my open praat vandag. So ek altyd doen. So ek het COVID ook 'n klomp onderhoude gehad, weet, ek is baie outspoken. So dis ook 'n baie van die mense in ons industrie ook nie van my nie, want ek is baie keer te outspoken. Ek hoor. En so ek moet sê nee, is waar jy sê dan los jy die Here by die deur. As jy in daai scenario ingaan, want nou ek is 'n groot Johnny Cash fan, weet, en van die outlaw country tipe goede. Maar ek het ook my rock and roll kant, musiek wat ek luister, jy weet, serious rock and roll en van ek was hier my heavy metal scene ook, jy weet, Pantera, Slayer, weet, Sepultura. Dan gaan jy mense maar deur fases, jy weet, ek is nou heeltemal op die Americana en bluegrass gospels, is nou my favorite style musiek. Love it. Is net iets in dit. Veral toe ek 'n paar keer in Amerika al gaan besoek het. Daai regte klein kerke wat jy op die movies sien. Ja, waar hulle so praise and worship en die happy clappy. Dis my scene daai. Weet jy wat sê ek, sorry, net vinnig. Het jy daai nuwe album van daai Sons of Sunday geluister al? Nee, maar ek hoor is. Dis heavy cool. Ek hoor is baie. Die ding is weer eens is nou weer een van daai goed van is die ouens waarin is 'n dokter en reg en so en ek sê toe as jy musiek maak vir God, nê, verstaan as jy kom as jy skryf 'n dis hoe ek dit sien. As jy kom as jy skryf 'n briefie vir jou vrou op Valentynsdag. Jy gaan mos nou nie net uit een of ander ou se boek, jy gaan nou nie net uit Daniel Steele se gaan quotes skryf nie. En ek dink dis dieselfde met Christen musiek. Jy weet wat ouens scrutinize goed, so as jy 'n love letter vir God skryf. Dit hoef nie uit die Bybel uit te kom nie. Dit kom uit jou hart uit, verstaan, dit kom uit jou binneste uit dit en ek dink net soos maar in elk geval, so ek stem nie noodwendig saam met al die ouens wat in daai band is nie, met hulle dokter. Maar die musiek en die woorde van die musiek is vir my soos man, ek luister daai CD nou vrot. En ek worship so lekker saam met daai dudes. En ek dink die ander dag toe kyk ek hulle nuwe music video en ek sien net soos man, ek sien liefde. Real love, nee, en of dit nou vir die musiek is en of dit nou vir God is, ek kan nie bevestig nie, maar ek glo dis vir God. En ek dink aan 'n quote wat ek gelees het van Donald Miller in daai oomblik, hy het sy boek geskryf Blue Like Jazz. En hy sê, hy het eendag in New Orleans in die straat afgestap en hy het hierdie saxophone player gesien buite 'n blues bar. En die ou het vir 15 minute gestaan en speel en nooit sy oë oop gemaak nie, net verstaan en to say sometimes you need to see someone love something to love it yourself. And to say, and it's as if they are showing you the way. En dis vir my soos, want hy was nie 'n Christen nie, tot hy hierdie ou gesien het, en toe besef hy, dalk is dit hoekom hy nie aanklank vind met God nie, want hy sien nie regtig hoe mense lief is vir God nie. En toe begin hy homself half omring met mense wat lief is vir God, om deur hulle liefde
aanklank te vind met God. En dis wat Jesus vir sy disippels sê, né? Hy sê, Ja, deur julle liefde vir mekaar sal mense weet julle is my Presies. disippels. Ja. Maar sorry man, ek het nou op hierdie hele rant gegaan. Nee. Oor eintlik net oor 'n band wat vir my nou cool is. Ja, nee. Maar ja, sorry, terug op jou Ja, toe het ek op staan sê, weet jy, die Here stamp sy soldate een of ander tyd stamp hulle te mekaar dat hulle by mekaar kan uitkom. Jy weet nie eens nie. Die randomste mense ontmoet en ek meen, toe kyk ek nou die dag op, of nie nou dag, eintlik al 'n paar jaar terug van die gitaris van Korn. Ja, Brian Welch, weet hulle hele band het geturn behalwe nou die vocalist, jy weet, so sin full on, hy het net besluit hy kan nie meer so drink en aangaan nie, hy wil sy dogter sien groot word, jy weet, en sulke tipe goed. Dit het my ook baie aangespoor, maar as jy sê, ja, hoekom ek so groot Johnny Cash fan is, ek is eintlik meer 'n fan oor sy lewenstyl wat hy gehad het, en sy redemption, jy weet, en repentance. Ek het nie eens geweet van dit. As oor sy songs. Yes. Kyk, hy was baie beter sangers as hy en baie beter songwriters. Weet van sy vriende soos Chris Christofferson byvoorbeeld baie van sy songs geskryf. Maar hy het ook, ek meen hulle noem hom the man in black, hy het altyd swart begin dra toe homself bekeer het. Sê want hy wil nie diskrimineer teen rykes of armes of sulke goed, jy weet so. En net soos hy ook sê, weet, soos ek self was erg apostolies groot gemaak. Ja. Ons gespot ook al oor altyd happy clappy en goed. En ek was hier so in Mabel en by herlewingsentrum. Ja. Dis waar my storie begin het. Yes. Was my hele laerskoolloopbaan, hoërskoolloopbaan, ons was weet ek my maale het ons is apostolies groot gemaak. Yes. Weet ek sal nie streng, maar ons dit was ons ding. Maar soos Johnny Cash het twee ware goed wat hy sê, which I love, wat my ook begin laat wakker skrik het op die stadium. Hy het een keer gesê, to be a Christian is not for sissies. Ek dink jy's 'n hardere man as wat jy, as jy kan nee sê vir goed. Het vat meer om 'n man te wees, om nee te sê vir goed, as wat jy net invul by wêreld en dinge van die vlees. Ja. En dan het hy altyd gesê ook dit was my probleem. He lived with the devil on the one shoulder and the angel on the other. But he realized after a while he realized there was no fence to sit on between heaven and hell. Ja. En daai het my nogal geskok, want sodra ons by die partytjies aankom of die feeste of die whatever, weet dan word daai op sy geskuif. Weet dan sit wil ek aan die ander kant van die draad sit want dis nou partytjie en weet die ouens wil nou saam drink en sulke goeters. En jy kry actually mense wat sê maar soos byvoorbeeld by 'n fees of klub eienaars ouens wat vir jou drank koop en dan ek het eers 'n stint so gegaan dat ek so sê maar so 'n paar maande opgehou het, want ek het begin besef ek het 'n probleem al baie lank voor ek toe nou heeltemal ophou drink het. Ja, ek was so 'n paar maande op en so. Maar ek het aan situasies kom wat ouens omdat hulle gewoond daaraan was dat jy kuier heeltyd. Hulle raak sommer vies vir jou. Weet as jy nie 'n doppel vat nie. Dan dink hulle nou soos ek dink 'n pastoor kleinkos ek spot altyd so want almal het hierdie duifies op hulle en die vissies op hulle karre geplak en die duifie met die takkie in die mond. Ja, dan het ek ouens al gehad en sê jy nou duif gevang. Weet daai ding. En toe weet dan maar dit my nou daar nie meer begin pla nie of ek my nie aangesteer nie. Dit was net my doelwit en dis kom ek so half bietjie uit die onder die radar begin gaan het met die hele ding. Met die beeskraal shows wel en veral toe in COVID. Toe val alles plat. Maar was julle nog heavy aktief tot en met COVID? O ja. Wat gebeur het met ons omdat ons nou al 'n ouer band was en soos baie van die ouens voel ons soos Valiant en Amper Goosen en daai ouens wat daai nog voor ons was. Ons was bevoorreg om baie ek het vir ouens gesê ek sien nie kans meer om pubs en sulke goed te speel nie. I don't like it. Nie om ondankbaar te wees. Want daar's mense wat bid om dit te doen. Maar
dit het net op 'n stadium regtig begin belaglik raak. Ouens wat ons moet duisende kilos ver ry dan wil hulle ons weet hierdie gelde betaal wat jy actually gaan inbetaal om daar te kom. En hulle soek nie net twee ouens van die band nie, hulle soek die full band want anders klink die songs nie dieselfde nie. Maar ek het dit toe gestop. Ons het toe aan plek set begin uitwerk vir hier en daar by 'n plek waar ons sal gaan optree wat naby is. Maar ons was nog volaan aktief, maar wat ons toe nou al weet aan die gang gehou was, ons het verskriklik baie koöperatiewe funksies en sulke tipe goeders gedoen, jy weet. Ewen byvoorbeeld soos vir die Blauwel Rugby Unie en vir organisasies soos weet Afriforum Solidariteit of wie ook al organisasies wat ons genader het. Ons het half uit die publiek se oog uit verdwyn, maar ons was nog steeds baie aktief. En omdat dit so baie privaat funksies was, veral die laaste 3 jaar voor COVID, het ons verskriklik baie weet soos funksies gedoen. Maar dit is 'n closed function, jy kan dit nie advertise nie. So baie mense vra nou wat gaan aan, jy weet. Ja, so julle verdwyn al van die public eye uit, maar julle is besig. Ja, ons is nog steeds aktief. Dit het maar so gebeur. Maar met COVID toe slam dunk weet almal rock bottom met daai ewe skielike ding. So en ons het bietjie gesukkel om weer aan die gang te kom. Suid-Afrika het gesien teenoor ander lande nou na die tyd nou in ander lande was ook. Ons was een van die lande wat definitief nie so vinnig reg gekom het soos die ander lande wat entertainment aanbetref. Ander lande het ewe skielik net weer begin stadium shows hou en sulke goeders. En ons feeste wat ons het eintlik eers nog van so 2 jaar terug alweer eintlik begin weer mooi optel. So maar ek het intussen toe heeltemal ander mission gehad en ek weet nie, die Here het my op baie pad gesit om te begin musiek maak op die skepe oor see. So Hoorie, so sê 'n bietjie vir my, waar het jy sê jy het in 90 uit begin? En so waar het julle bereik gekom as jy dit so kan stel? Wat het gebeur van daar? 2002 het ons album uitgebring Plaasdorp. Een van die songs en die meeste cover nog tot vandag. Maar daar was 'n klomp, ek sal sê daai album het ons op die map gesit want daar was klomp serious hit singles daarop. Ek dink daar was uit die 12 songs, dink ek was daar seker omtrent net so 5 songs wat die radiostasies nie gespeel het. Ja, dis 'n sukses. Hulle het weet 1000 ure wat byvoorbeeld klomp mense ook gecover het, weet even Bobby van Jaarsveld het sy tweede album 1000 ure genoem. Wat ook baie goed was toe vir ons ook, want ons is aan die rock kant en mense hoor dit nie altyd nie. Maar daar was kommersiële sangers wat van ons goeders gerekord het. Weet soos Gian Groen, byvoorbeeld sy 4 seisoene kind. Baie min mense weet dis Gian wat dit geskryf het. Of Valiant Swart se Sonvanger. Weet veral mense wat nie kennis het van daai ou generasie alternatiewe Afrikaanse musiek nie. Weet as jy nie weet van dit nie, weet so dan dink hulle nie dit is die kommersiële ouens songs. Maar dit het ons ook eintlik gehelp waarvoor ons baie dankbaar was, weet. So maar ek sal sê 2002. Daai album het ons op die map gesit, maar daarna toe ruk ons hand uit. Toe maak ons het nou tot dusver 13 albums al gemaak. Maar album 2, 3 en 4 was dit te heavy. Toe was dit net voor Polisiekar begin. Maar toe het ons al klaar in daai rigting beweeg. Alhoewel ons musiek, ons het dit genoem maar boerepunk, want ons het half punk rock musiek gemaak en in Amerika noem dit nou half maar Americana. Ek meen ons het ewen nou so onlangs het ons 'n FHK CD gemaak, om trein na Pretoria en daai goeders op, maar dit klink soos Rage Against the Machine. Weet so. Ek moet nog daai album gaan luister. Ek kan hom nog gaan luister. So ons het maar daai tyd die tweede album, toe sien ons ook nie die mense ken nou Beeskraal, maar album 2, 3 en 4 het ons ek dink 1 single gehad op die radiostasie. Toe was dit te bietjie te heavy vir die mense.
Maar toe kom die hele MK generasie. Yes. Toe het hulle eintlik actually weer vir ons weer gap gemaak. Yes. Want toe is ons goed half toe nou heeltemal eintlik aanvaarbaar wat die mense sien toe nou wat die Ja. jonger Yes. jonger generasie wat toe opkom nou eintlik doen. Yes. So ja, so baie van ons liedjies het eers na daai albums het eers seker 4-5 jaar nadat het ons en ons was ook nooit in die social media dinge nie. Dis iets wat ons heeltemal die ouens in ons band was ons het dit net nie gedoen nie. Ek dink ons het eers in 2014 'n Facebook bladsy oopgemaak. Raar. Ja. Yes, ek is al amper 20 jaar Ja. oud. Soos dit Die ouens was net Ek weet wat gaan ons doen vir ons 20-jaar reunion. Ons gaan 'n Facebook page ook. Ja, ek is ernstig. Ons was net nooit in daai dinge nie. Almal het ons het tot nou nog nie vandag, ons het niks, niemand, nie een van die ouens in die band het TikTok of sulke goed nie. Ons doen dit nie. Ja. En even ek dink ek het nou so ek dink ek het in COVID 'n Instagram account oopgemaak. Maar raar. En toe het ek was nooit aktief op dit nie, maar nou toe ek op die skepe kom, dis sien ek heeltyd nie die ouens daar en van die vriende daar wat ek nou ontmoet het. Hulle is baie meer into die Instagram Ja. as wat hulle into Facebook is, Yes. veral in Amerika. En toe het ek nou so 'n bietjie meer aktief begin raak op Instagram. Ja, so maar ja, dis hoekom ons was maar bietjie konservatief in daai way om ons ek weet nie die ouens was net nie ons was net nie into dit. Maar dis cool, ou. Ek dink dit is so half ek weet nie, dis amper punk rock, verstaan? Is Ja, dit is ja. Anti Ja, en ons het anti-establishment type of Ja, en ons het wel konsertinas en banjos gebruik, maar ek meen ons konsertina speler weet dit was nooit tradisioneel in 'n sin nie. Hy sal byvoorbeeld gitaarlines speel. Dit sê maar soos ons het 'n song wat ons byvoorbeeld gerip het met die intro van Thunderstruck van AC/DC wat op 'n konsertina speel. Oh, nice. Ja, soos dit Ja. Dit sulke goed. Ons het sulke goed gedoen. Ons het baie eksperimentele albums gedoen op 'n stadium wat ek gelike het, jy weet, want ek dink ek het weet die Here het my daai talent gegee en hy het vir my deure oopgemaak om kreatief te wees. Ja. So ja, ek wou nie vasgehak het in die hele Afrikaanse stelsel van musiek. In die boksie nie. Ja, so veral soos vandag, jy weet. Vandag is weet baie sulke boksies. As jy nie nou presies maak by die ouens wat die trend nou is, nie dan. Ja, en ek sien vir myself, ek dink nie dit is wat die Here my voorgemaak het nie. Soos ek gaan nie nou byvoorbeeld 'n song doen waar ek nie teenoor in is nie. Ek gaan nie 'n song skryf wat nou gaan oor jag en gooi 'n lekker dop in wat verstaan jy dit is teen my morele waardes. Ek weet. Gooi 'n lekker dop en ons gaan nou party en skiet nog 'n shooter en al hierdie goeters, jy weet. I'm not into that. Wat ek wel nou wil doen is ek gaan voel ons soos 'n storytelling album maak, akoestiek, net akoestiek en miskien 'n ander instrument met 'n viool of 'n banjo by, maar so redemption album. Te klomp ons dit opgespoor met my oorseese goeters. Ouens soos Cleet Fisher, Alan Lewis, wat actually sustain se vocalist. Yes. Daai kan ook sing. Ja, weet sulke tipe ouens wat almal hulle lewens aan reg gerig het, maar hulle sing sulke redemption tipe. Dit is 'n ander line, is amper soos die outlaw country ook. Daar is dit ook altyd. Hulle het nooit die mense blootgestel aan voel aan hulle het nooit die ek sal sê maar voel aan die Christianity of hulle geloof verduidelik. Ja. Wat vir my eintlik nice was want hulle vang die mense eintlik so met onderdeur en hulle begin al hoe meer luister. Dan kom jy na ruk agter, hierdie ou sing eintlik oor hoe die Here hom gehelp het. Dit so en daar's nou klomp, daar's weer 'n hele nuwe trend eintlik in Amerika met hierdie tipe ouens, jy weet. Ek love it. Ja, so ek is nou op hierdie stadium in my lewe is ek erg into dit. En dit sal 'n solo projek wees wat ek wil noem die Baarstoel Profeet. Dis cool. Ek like so weet ek sal eers begin obviously met 'n paar covers van daai ouens wat mense nie in Suid-Afrika ken nie. Wel as ewen Amerikaners wat dit ook nie ken nie, maar dit begin nou eers dinge raak.
Ja. En dan sal ek definitief 'n paar Afrikaanse goed ook weer self skryf. Maar dit is wat ek sien wat die Here op my hart gelê het vir die toekoms. Is om dit te doen, jy weet. So ek is nou al 8 jaar sober en prys die Here. Ek dink ek het 'n addictive personality. Maar prys die Here, ek het nog nooit ooit in my lewe aan enige drugs gevat. Ek het net gedrink. Dude, Ek het net gedrink. Op daai noot, nee, ek sê vir jou, want ek het nie soos hard drugs ooit gebruik nie, maar ek het so 'n paar keer in my lewe dagga gerook. Maar nie baie nie. Soos ek kon dit ook net soos ek het dit 1 of 2 keer gedoen waar dit soos nice was en lekker was en dit was cool en ek het gelag en ek het dit geniet, verstaan? Ja. Maar meeste van die tyd het ek verskriklik siek geraak. Ek sê die ander dag vir 'n ou kan nie onthou wie dit was nie, maar een van my gaste wat ook kom praat het oor verslawing. Ek dink dit was dalk Presia, die vrou waarvan ek jou nou vertel het. En toe sê ek vir haar, ek dink God het my soos absoluut ge-edge van drugs. Ja, soos want ek het ook 'n addictive personality, jy weet, ek het al met baie verslawings gebattle in my lewe. Ja. En jy het dan gehoor van die gaming addiction, maar ek het ook alkohol en ek struggle nou nog met van die goed. Verstaan, ek het ook gesukkel met pornografie vir lank. Ek's daarom nou al so 3-4 jaar waar die Here my heeltemal verlos het en maar die ding is en ek dink dit is wat ek en jy vinnig nou oor gepraat het voor ons begin rekord het, daai ding van jy weet, sê jy nou jy's 'n recovering addict of sê jy was 'n addict. Yes. En ek dink dis die ding want die drange is soms nog daar. Partykeer dan dink jy soos Instagram byvoorbeeld, veral met pornografie. Dis so maklik bekombaar. Dis so maklik vir jou om net gou op jou foon sommer 'n video te gaan kyk. En dis die bad ding, want dit is eintlik hoe dit is vir ouens wat in julle posisie was byvoorbeeld nou met die band en goed en ouens wat bietjie aanklank in die publiek het. Dis so maklik. Dis so maklik om te drink. Dis so maklik om verstaan jy wat ek sê? Dit is vir ek soos met rugby spelers en sportsterre is vrouens 'n groot probleem. Want hulle gooi hulle self neer voor jou. Verstaan, want en daar's baie redes daarvoor, nie net omdat jy ryk is nie, maar jy is goed gebou en jy is aantreklik 90% van die tyd en verstaan jy's die God amper vir hulle. Small letter G, jy weet. Yes. En maar in elk geval so dis die ding, daai verslawing is ek is verlos van dit. Maar my sinful nature is nog steeds daar. En partykeer is dit nog steeds as jy op Instagram scroll en jy sien 'n flippin mooi vrou. En dan sê jy soos, wow, dis nou 'n mooi vrou, jy weet. En dan gaan jy nou na profile en dan sien jy hier's 'n link. En dan gaan jy op die link en dan sit 'n OnlyFans of wat ook. Jy sien ek weet nie eens daai. Nee, maar dit is die social media as ek bietjie agter. Nee, maar dis great. Verstaan, dis hoekom ek sê van social media net Facebook het 'n groot doel geword vir die enemy, vir die kingdom of darkness. Verstaan, dit het 'n groot doel geword vir die enemy. Maar wat vir my so mooi is en wat jy nou sê van hoe baie mense in die entertainment industrie nou omdraai vir God, soos het en ek het nie eens geweet van Stein se vocalist nie. En ek sien hierdie vocalist van Papa Roach wat nou so all out sold out is vir die gospel. Ouens soos wie so daar's baie van hulle, verstaan, ouens wat nou omswaai en even Alice Cooper, nou nog, ek weet nie of jy daai interview gesien het. Ja, ek het gecheck. Daai ou het my wind uit my seile uitgestaan in daai interview wat hy gedoen het. Ja, dis crazy. En ek meen hierdie ou van The Undertaker van WWE. Ja, jy dit gesien? Dis is die most ironic thing, jy weet. Hy sê nie, hy begin naderhand want mense in die industrie, in hulle industrie het hy die bynaam begin kry Satan. En dit het hy nie gelike nie. En sy vrou het ook toe die hele tyd vir hom sê. Sy was ook 'n wrestler. En sy's uit die scene uit. En hy sê sy vrou het hom vir sê you have to choose. Is nou soos Johnny Cash sê, as nie 'n fence om te sit tussen hemel en hel nie. Jy kan nie spot jy's 'n Undertaker en hy kus hy klim en goeters en almal hang jou aan as hierdie, maar dit is 'n negatiewe koneksie. Ja. Nee, so
Ek meen ons klomp sulke ouens, ja, ek het en akteurs en goeters wat weet so dit is daar's definitief 'n movement. En ek het gesien in Amerika ook nou colleges, hulle sal byvoorbeeld voor die hulle is verskriklik groot op hulle college voetbal. Dit is amper groter as die NFL. Ja. Dan sal hulle voor die tyd op die veld, sal die cheerleaders en alles, sal hulle soos 'n ding maak wat hulle soos 'n aerial shot vat, maar dan staan nou We Love God, jy weet, of so iets. Daar's 'n verskriklike groot shift in die wêreld, dink ek. Wat definitief kom met teenkanting ook. Absoluut. Vir die res van die wêreld. Ja. Wat ons Christendom gaan wil breek. Weet maar ek sê eerder 'n klein sterk army saam met God as wat jy in die wêreld wil probeer. Ja, wat sê daar? Met God aan my sy kan ek 'n bendestorm loop. Presies, nee, ek stem saam. En ek dink baie keer soos daai storie van Dawid en Jonathan wat gaan veg het en dan maak hulle vra vir God natuurlik eers soos hoorie gaan jy hulle aan ons oorhandig en dan is God soos ja gaan en dan is dit soos 2 ouens wat 1000 manne doodslaan as verstaan jy dit kan net God wees daar is nie 'n manier hoe hierdie ouens so bad is dat hulle 1000 ouens gaan doodslaan jy weet en Samson wat daai 2000 Amalekiete dink ek het doodgeslaan het wat hom wou doodmaak en jy met 'n donkie skerel donkie been of wat ook al maar soos as die Heilige Gees is betrokke raak en dan verander dinge links en regs en dis soos kon wat net feel die dink nee wie sê die woke is nie vocalist wat sê nou ek weet feel die was die tweede een wat tot bekering gekom het dit was met Head en to feel die en maar ja is nog net die lead singer wat maar hulle het hom nou al daarom so op 'n plek dat hy nie meer heeltemal nie glo nie hy wil net nie dit project sê meer hy wil dit nie live dit moet nie hulle mission wees om dit live te doen. Dus hoekom Brian doen sy eie goed ook, weet solo en sulke goeders ek love it. Maar soos wat jy nou sê, ek het gevoel as dit nie ek het net op 'n stadium gekom wat ek besef het dit is net ek's nou klaar. Ek het so rock bottom geslaan uit my vorige huwelikheid. So dit maar sorry man, kom ons praat 'n bietjie daaroor. Soos waar het jou bad stuff begin? En want ons praat nou heeltyd van jou jy weet jou omkeer. Maar niemand weet regtig, ons weet nie regtig wat het gebeur om jou te lei tot daar nie. Want ek wil dit ook graag hoor. Verstaan? Dis waar die magic lê. En ek is dood eerlik oor vir mense, ek hou nie daarvan om vir mense my verlede te vertel oor hoe bad ek is nie, maar jy moet dit doen. Want mense ek love it, hulle moet weet. Nee, mense moet besef. Baie mense wat op dieselfde paadjie sak en dan dink hulle is reg. Nee, maar presies, dis die ding, is mense moet besef soos hoe ver gaan ons was en waar God ons kom haal het. Verstaan en nog steeds getrou ons teruggebring het na hom. Toe soos die prodigal son, ons was ook tussen die varke en ons het ook verstaan ons. Ja, definitief. Nou ja, so julle het nou in 2002 het julle soos jy sê, dit was kind of julle breakthrough gewees. Wat het van daar af gebeur? Hoe? Weet jy, ek het altyd eerste ding wat ek agtergekom het, nee, as jy so kuier en weet leef in die vlees. As jy na die tyd skuldig voel, dis waar ek gesien het die Here is nog steeds saam met my. Want ek het altyd as ek gedrink het, dan weet ek moes nie. Weet Een ding ook wat die Here my beskerm het, wat ek nie kan glo nie, Pastor Grant het actually Sondag ook daaroor gepraat is, ek was nog net een keer in 'n motorongeluk, waar ek totaal en al alleen in die kar was, en daar was nie ander mense betrokke nie, wat ek my kar gerol het, en die enigste ander keer was 'n motorfietsongeluk, maar okay, dit was nou 2021, maar dit doodnigter en dit reën nie niks nie. Ek net beheer oor die fiets verloor for some reason. Nog voor my vrou maar dis waar ek vir my vrou baie respek het. En sy het hulle het agter ons gery met 'n bussie. Maar sy
sy het my ontmoet op my laagste. Dit was so 2018 toe ek gaan eerlik wees, ek het 'n baie sal nie sê luxury lifestyle nie, maar ek het baie lekker gelewe. Ek kon doen wat ek wil, maar ek sou nie op 'n private jet kon vlieg Seychelles toe nie, maar ek het lekker gelewe. As iets so koop of so, ons was op daai level, jy weet. Maar ek het elke dag, as ons studio toe gaan en drink, as ons nie by die studio is nie, dan drink ek het dit like om alleen by die huis op te drink. Ja, toe ek met my vorige vrou, toe ons nog daar gebly het. En ek voel eintlik nog steeds skuldig, maar die Here het my vergewe, ek is oor dit. Weet oor wat ek al deurgesit het met die gedrinkery. En my ouers, ek het al trane gehuil, weet omdat ek my ouers al so teleurgestel het, met al die gedrinkery. Maar ek sou sê, ek het die altyd daai stemmetjie gehad, en tot ek gesê, nou ons Bandits wel begin, ons 12 onder die radar begin gaan, so vir COVID met die privaat funksies, mense wil gevra waar ons is en goed. Raak ek verskriklik depressief, ek ly aan depressie ook. Gebruik medikasie, maar dit is al baie beter as wat dit was. En toe het ek, ek dink dit was, net toe ek klaar geskei is, ek het net met die beeskrolbus, met die bussie, en my gitaar en my klere by my ma opgeëindig. En ek het gekom van 'n plek waar ek Harley Davidson gehad het, ek het 5 muscle cars gehad waarmee ek geskou het. Alles is van my gestrip. Ek het rock bottom geslaan. Niks geld gehad nie. En toe moet ek nou my vrou, dit was net, ek dink net daar die Here my sê, en ek myself sê, only way out now is God. Daar's nie ander mens, niks gaan sielkundiges of iets nie, en ek praat daaroor, ek was 3 keer in rehabs, 6 implants al gehad, dit het nie gewerk nie. So jy het alles probeer? Alles probeer, die enigste ding wat gewerk is die dag toe ek voel aan myself vir die Here gee, en toe gaan dit so sterk oor in dit, dat ek dink ek het hier in die Noord seker al by 5 of 6 kerke was ek praise and worship bands en tot ek nou by Bomb Shelter opgeëindig het, wat vir my baie family georiënteerd is, en ons is so 'n klein, ek het niks teen ander kerk nie, weet, of wat ook al nie, dis maar net die tipe mense waar daar is bietjie meer my en oop, want ek was al by kerke waar ek weet die ouens, ek ken die ou persoonlik, en ek sal weet wat hy die vorige aand aangevang het, en dan kom sit hy daar net om, dit is iets wat my irriteer, as 'n ou dit doen, vroude hange, sypele en hulle beklei en goeders, en dan Sondag kom sit hulle in die kerk om hulle gewete te sis. Dis eintlik al, jy weet, so bietjie, ek het so bietjie krapperigheid met dit gehad, en toe raak ek betrokke by die, ek het naderhand van 'n alkoholist af, het ek toe begin pastoraal swat, maar pastorale berading, dat ek na rehabs toe gegaan het en tronke toe, en daar begin my storie vertel het en alles, so maar dit was nou ook so, ek het toe in die biking community ook betrokke geraak, en het is my amazing, en dit was vir my 'n baie vreemde ding ook, hoeveel respek die bikers actually gehad het, in die clubs wat ek nou al gery het, wel ek het actually nog net so 1 club gery, ek draai nou net social, want van ek toe nou oor see begin werk het, weet jy, mens kan nie die hele tyd by die club goed uitkom, voel ek so al vir die ouens, is nie disrespekteer nie, maar jy verloor half touch, met alles wat aangaan in Suid-Afrika, en weet, die ouens het, weet, ons, dis maar, rarig, weet, is 'n broederskap. So, en nou verloor jy half touch, so ek is nou ongelukkig uit die klub as gevolg van my werk, maar, ding wat ek moet sê is, dit het my actually ook totaal en al onkant gevang, is hoeveel respek daai ouens gehad het, en ek was in 'n baie notorious club, dat
hulle van die begin af wat ek gesê het ek drink nie, het almal dit uit aanvaar en dis hoekom ek daarins ook so respekteer het. Ja. Weet, as ons byvoorbeeld sê maar iewers by 'n plek gekom het, ons hou 'n meeting en ons ouens wat sê maar voor my geken het nou voor ek by die klub was. Ja. Weet sê maar ouens wat nou beeskraal ken of wat ook al of soms week al baie gekuier het. Die helfte van hulle kan ek nie onthou in elk geval nie, maar ouens was ja nee man, onthou jy daar 'n potch en whatever en so goed of weet dit is op so 'n stadium geraak dat ouens my sê nee, kom man en gryp hulle my hier om die nek, jy weet, en sulke goed. Net een shooter maar nou sit my brothers daar. Ja. Hulle sê vir ou, hoor jy so hierdie bra drink nie. Los hom uit. Ja. En nou het ek al gesien deur hierso. Ja, so hulle respekteer dit nie net nie, they got your back. They had my back and they got my back still today. As ek nou nog so ek praat nog steeds met die klub boeties elke dag. Weet ek is op good standing, weet weg van die klub af. Ja. Net weet om oor my situasie van my werk net. Ja. Maar ek het soveel respek vir die ouens en dat hulle daai tyd, hulle het ook geweet dit was ook toe nou so 3 jaar wat ek maar toe al sober was toe ek begin join het en as hulle hang around eers. En maar as hulle vir die ou sê 2 keer hoor jy so my braas, nou het jy gesê die ou drink mos nou nie meer nie. So weet, en hulle wil nie luister nie, dan brand die ore. Ja. Maar dit het, ek moet sê dis hoekom ek baie respek het en daar's 'n baie slegte stigma om baie klubs ook weet wat aangehits word deur media en deur TV en voordat men toe Sons of Anarchy uitkom. Daar was baie klubs in Amerika wat daai producer, daai Sattler ou, hulle het hom gedagvaar. Omdat hulle die goed so oorgedramatiseer het. Weet ek meen waar hulle dit is nie regtig so. Nee, ek meen soos daai een episode waar hulle die Sergeant of Arms van Sons of Anarchy die klub gooi hulle die Sergeant of Arms se kinders in 'n gat, die ander hulle rival klub en steek sy kinders aan die brand en sulke goed, jy weet. Dit is ridiculous. Daar was nog nooit so iets in die wêreld wat dit gebeur het nie. Miskien met geloof. Ja. Met geloof is 10 keer erger as enige iets anders. Geloof oorlog. Ek sê oorlog in weet in hakies, want daar's baie geloof oorlog ook waar daar nie fisies ammunisie betrokke is nie, maar die ouens soos jy weet hoeveel lande is daar waar Christene nou vervolg word en dis ek. Ja, so en ons moet maar opstaan. Ek sê vir ouens, ek sê reguit. It's only one way. En as ek met ouens praat ook wat soos in die rehabs en die tronke. Jy kan vir ouens vra om vir jou te bid. Ons kan vir jou bid tot jy blou is. Ek gaan by 'n rehab en die eerste ding wat ek 'n ou vra of van my vriende wat ook nog probleme het. Is jy bereid self om op te gee? Wil jy dit doen? En as jy nie self wil nie, jy gaan na rehab toe of jy kry 'n implant of wat ook al net om jou familie weet te please. Dan sal jy op die verkeerde pad. Jy moet besluit daarso en jy moet besluit gaan jy 'n pad saam met die Here stap van hier af. Weet so, dit klink kraas om tydjie vir die mense wat te sê, party ons glo dit ook nie. Ek het al eens gehad wat van reguit vra nou wat gaan die Here vir my doen? Jy weet sulke goed. Dan gee hom 'n kans dan kyk. Ja, ek sê vir hulle reguit. Maar as jy nie self 'n besluit gaan maak om op te hou en 200% oor te gee aan die Here nie, alles. Jy moet alles just get lost of a lot of things wat jy aangehang het, jy weet. En so ek meen dis hard om dit te hoor. Maar so ek nou nog gesê het, jy weet, ek voel nou meer manlik as wat ek 2 bottels brandewyn uitgedrink het op 'n aand saam met ouens om 'n kampvuur. Ja, maar it's amazing man. Ek love wat jy sê want ek kan dit net beamoen en net uit die ondervinding uit wat ek het met hierdie show is soos elke liewe persoon wat al hier kom sit het wat met addiction gebattle het, sê dieselfde ding. En dis wat jy nou net gesê het. As jy nie wil verander nie, gaan jy nie verander nie. Nee, dis waar. en dis die ding met God is, God het ons free will gegee. Hy het ons uit sy liefde uit
free will gegee, want as hy nie vir ons, en dis wat baie mense mis, is hoekom het God dan vir ons vrye wil gegee? As dit, hy sê want dit is liefde. Soos liefde is om vir iemand toe te laat om self te besluit. Verstaan, dis amper daai, jy weet, daar's daai gesegde van if you love something, let it go. Dis waar. Dis waar. Want dis wat God met ons gedoen het. Presies. Hy het ons laat gaan. Ja. Hy gee net soos die met die parable of the prodigal son. Sy pa het hom laat gaan. Hy het vir hom gesê dis reg, seun, hier's jou inheritance. Hy het 10 geweet die ouetjie is nie reg om dit te hanteer nie. Hy het 10 geweet hy gaan dit gaan splurge en verstaan. Ja. Maar nog steeds was hy reg om terug te ontvang. En dit is, jy weet, dit is maar net op 'n ander punt wat vir my ook cool is van wat jy nou gesê het van die bikers is, wat ek besef is, daar's die common goal van 'n bike club is anders as die common goal van baie ander goed in Suid-Afrika. Ja. Die common goal van 'n bike club is bike. Jy weet, ons ry bike en ek weet baie van hulle het soos charity goed wat hulle doen en community stuff en outreach en goeders wat hulle doen. Dit is nie noodwendig Christendom nie, maar dit is soos amper die opdrag. Gemeenskaps dis amper die opdrag wat Jesus vir ons gesê het, soos precies, take care of the widower and the orphan, jy weet, dis amper daai vibe. Yes. So dis lekker, wat ek eintlik wil sê is daar's 'n les daarin vir baie mense wat struggle met goeders. So skryf vir jou 'n community waar die common goal nie die party is nie. Jy weet, die common goal is iets anders en dis hoekom kerkgemeenskap ook goed is. Ja. Nie alle kerkgemeenskappe nie, maar meeste kerkgemeenskappe, die common goal is God. Jy weet, 'n selgroep, die common goal is God. Ja. Die add-ons is fellowship. Jy weet, die add-ons is by 'n bike club ook. Die add-ons is daar is ouens wat 'n paar biere drink en dis fine. Ja. Jy weet, maar die common goal is iets anders as partytjie. Ja. En ek dink dit is wat vir my waar ek 'n groot gelei die laaste ruk gekry het in die Afrikaner kultuur. Is die Afrikaner kultuur is amper gesentreerd, 'n gebou om hierdie centralized point of party. Ja. En dit is net, jy weet, ek het dit al so baie op die show gesê, maar dis ek noem dit die B-kultuur, dis die brandewyn, bier, boude, boobs, bokke, bulle, balle, daar's baie B's. Dit is presies wat in die musiekbedryf, dis die hoe kan jy sê, die content, waar jy moet sing nou, anders kom jy nêrens nie. En hulle sing oor daai goed, bakkies, bikes, boobs, boude, bene, verstaan, bier, brandewyn. Nou gesê, dop, skiet, wat jag, weet, elke tweede ou jag nou en skiet en whatever. Of die boer ding nou, jy skielik, en die plaas ding en wat ook al. Ja, heeltyd verskuif die identiteit net na iets anders wat nie gegrond is. Dis gegrond in good intentions, dis die ding, soos boer wees, dis great. Ek is ook 'n boer, jy's 'n boer. Ons is nie fisies boere nie, maar ons is Afrikaners. Yes. En dis awesome. Maar ek is eerste 'n kind van God. Exactly, Ek is eerste 'n citizen of heaven. Voor ek 'n boer is, voor ek 'n Afrikaner is. Presies. Afrikaner, my taal en my afkoms of herkom, wat noem jy dit, afkoms, gaan niks in my beteken eendag as ek voor God staan. Presies. Gaan niks. Inteendeel, ek gaan teen nie met hom Afrikaans praat en hy met my Afrikaans nie, verstaan. So ek wil net hê dit is man, ek wil net hê dit moet in mense se koppe in. Dit is so waar wat jy nou sê, ek bly jy bring dit op en baie mense dan sê ek dit hulle raak hulle kwaad vir my. Ja, dit doen. Want en veral ander mense in die industrie, ek is nie baie gewild nie want ek maak my mond oop. Omdat dit is presies die onderwerp en as jy nie in daai milieu nou val nie, soos byvoorbeeld ons. Jy kan maar kyk na by die feesstok. Dit het amper soos 'n monopolie geraak. Een skool hou 'n fees of die fees hou 'n fees wat ek, maar 90% van die kunstenaars oorvleuel. Weet die ouens soos die regte singer-songwriters, die Gian Groens, die Jan Bloms, die Leeskraler, die Valiant Swarts, word uitgeskei want ons sing nie oor die dopchop en weet jagstorie of wat ook al nie. Alhoewel ons dit dalk al van hou, weet sê maar ander sangers hou daarvan, maar baie van die ouens is poëties, jy weet. Sê ons is Valiant, hy sal 'n wyn drink, maar hy gaan nou nie sing oor weet agter op 'n bakkie en
bok skiet en whatever. Ek het niks daar teen hier, dis ek meen dis in ons kultuur. Ja. Maar as jy die onderwerp maak die hele tyd, Exactly. dan gaan mense soos jy gesê het, dit raak die culture waarom die Afrikaners begin nou lewe. Dit is net braai en party die hele tyd. En dan Sondag kerk toe gou. Ja. Net om jy gewete te sê, presies soos jy gesê het. Sondag aand Sondagoggend gou kerk toe. En die diens moet gou verbygaan want hulle klaar weer 'n braai gereël vir vanmiddag. Ja, dit is ja, absoluut. So en dan ek noem die ouens, ek noem hulle ek het al baie moeilikheid gekry daaroor. Sing die ouens van hoe kry hulle swaar op die plaas en hulle sien die video's waar hulle so neersak op die grond en dan tel hulle die grond so op met dit wat dit so die hande val en wat ook al en dan dink ek hierdie ou ry met sy bakkie op en alweens aan besig. Hy weet nie wat boerdery beteken nie. So dan sing about it want dis eintlik 'n slap in die face vir ou. Ouens wat ek weet nie of hulle veral jonger sangers, hulle weet nie wat's boer nie. Ek het self nog 'n boerie maar ek ken baie boere en ek het al baie op plase naweke geslaap en goed. Ek weet wat dit vereis. Maar alhoewel ek nog nie self geboer het nie, maar ek het al gesien hoe graaf daai mense. Dit is 'n ander lewenstyl daai. En weet nou kom hierdie ouens is half hulle is half asof hulle op die nostalgie ry. Ja, absoluut. Van die Afrikaner en om 'n boer te wees. Maar ja, soos hulle hou glad nie daarvan nie, maar ek sê dit nou weer, hulle noem hulle Kalahari Harries. Ek noem hulle Kalahari Harries. Dit is goed dan. Ja, kortbroek kakies, maar wel, ek het al baie so aangetrek. Ek meen Weeskral het heel in die begin het ons die mense baie verwar want ons het so aangetrek. Kakie klere met velhoedings en sulke goed. En dan maak hulle lekker punkrok en lekker rockmusiek. So dit het ook ons het ons ook moeilikheid gegee daaroor. Weet baie konservatiewe ouer mense. Maar toe naderhand het dit meer aanhangers win as wat daar mense is wat ja. Maar ek het ook gesê deesdae dit vir baie ouens hulle val so rond tussen genres en ewen tussen geloof ook, jy weet. Hulle gaan so waar die wind waai. Hulle sien nou maak jy oue byvoorbeeld 'n rugby album of iets. Nee, dit werk nie. En die volgende een is 'n country album. Nee, dit het nou nie lekker gewerk nie. En dan volgende ene is 'n gospel album. Is 'n gospel album. As jy nou 'n gospel album en 'n kinderalbum toe beweeg, dan begin die dinge verkeerd loop. Want dit is iets wat my grief. As iemand as sy intensies nie reg was en hy het regtig 'n storie agter dit of ek ken die persoon lank genoeg en ek weet hy sing kommersiële songs, maar ek ken die ou lank genoeg ek weet hy sy hart is by die Here. Then it's fine. Weet want jy moet 'n inkomste ook maak, maar ek sal 'n voorbeeld wat ek gaan doen met die Barsel Profeet is ek soek geen geld van dit of niks nie. Ek gaan na die rekord en dit gaan op sosiale media of op die digitale platforms verskyn. Daar's nie 'n ding van shows boek en sulke goed nie. Tensy mense my nader en ek moet kom sing, dalk weet whatever. Maar ek sal like om in 'n pub te gaan sit en sing en weet sulke goed. Maar dis cool en ek dink dit pas so by die naam van dit. Ja, die Barsel Profeet is om eintlik want dis die ding man, Jesus roep ons twee dubbelsinnig. Hy sê vir ons moet in die wêreld ingaan. Precies. Hy sê vir ons is nie van die wêreld nie. Yes. En jy moet altyd daai en dis eintlik waar die kruks lê. Ja. Die kruks lê ons moet in die wêreld ingaan, maar jy is nie van die wêreld nie. En die probleem is waar baie Christene val is hulle vergeet daai deel van ons is nie van die wêreld nie. Presies. En dis nie net dis pastore en ja. Dis enigiemand, verstaan ek Kobus se storie wat insane was. Pastoor Kobus se storie wat insane was van hoe hy as 'n pastoor gefaal het en uitgekom het en gesê en die Here het vir hom gesê hy moet repent en hy moet eerlik gaan wees voor sy gemeente. En dis insane om dit te dink, maar jy weet ons is geneig om te vergeet dat ons nie van die wêreld is nie. Ons moet in die wêreld ingaan, Want baie mense sê ek het met baie mense hierdie gesprek gehad en vir hulle gesê veral bekeerlinge en nuwe ouens wat nie bekeer dan sê ek vir hulle doen, okay, jy moet nou besef want dis wat ek moes doen. Toe ek tot bekering kom moes ek vir
'n klomp jaar myself afsonder van die wêreld af. O ja. Ek moes wegbly van kuiers af, ek moes wegbly van braais af en ek het baie vriende verloor. Maar nie self baie. En ek wil hê mense, julle moet dit besef asseblief. Dis die prys wat jy gaan betaal. En dis eintlik terug op die punt wat jy heel aan die begin gemaak het en gesê het soos dis moeilik om 'n Christen te wees. Dis 'n tough road. Nee, dis nie easy nie. Want jy moet bereid wees om alles neer te lê. Jy gaan alles op te gee. Jy gaan alles opgee. Ja. Ek ken ouens wat hulle self weet reggeruk het dat hulle ewen geskei het want die vrou is nie into hierdie ou se ewe skielike change nie. En hy word sommer sy veroordeel om sommer weet. Nee, nou wat's nou die heilige Charlie nou wat ook al of iets ek noem hom net. Ja, maar nee, jy was nou besig om te sê julle die kamera het afgegaan. Ja, hy was besig om te sê hoe selfs huise opgesplit word. Jy weet en dis wat Jesus net een commit. Jesus sê ook, ek het nie gekom om julle aan mekaar te bring nie. Ek het gekom om pa en seun te skei en ma en dogter en verstaan en want dit nie hy het opsetlik gekom om dit te doen nie, maar Jesus het geweet dis wat die waarheid gaan doen. Die waarheid gaan verdeeldheid bring tussen mense en ons sien dit ongelooflik baie nou in die wêreld en weer eens terug op 'n punt wat jy nou gemaak het van hoe Christene nou vervolg word. En Jesus waarsku ons so baie. Hy sê julle moet weet die wêreld gaan julle haat as gevolg van die wêreld het my eerste gehaat. So ek het die ander dag en dis vir my encouraging eintlik want dis tough, nee. Ons sê dit nou en is tough en ons sê dit nie om julle weg te jaag van God af nie. Dit is nog steeds beter. Verstaan? Dit is so maklik. As jy daai opoffering maak in die oomblik is dit dalk moeilik. Maar dit is so in die lang run besef jy hoeveel beter jou lewe raak. Dit is ek kan die Here nie genoeg dankie sê nie, glo my. Dit is ek kan nie mense raak so emosioneel, maar op die destructive pad wat ek was en hoeveel mense ek al seer gemaak het en goeters. En ek weet vir 'n feit, ek moes al dood gewees het. Die kere wat hoe dronk ek was. Ek kan nie onthou hoe ek by die huis gekom nie, ek kan nie weet sulke goed, jy kan nie. Nee, ek moet een ding sê, vir my was die beste ding ooit en ek is baie dankbaar die Here het my kom haal. Maar ek glo nog steeds. Hy het jou nog nie kom haal nie. Hy het jou kom red. Kom red, ja. Jy sit daar nog hier. Hy het my kom red. So ek is baie bly want ek meen iemand met die een kar ongeluk wat ek gehad het en vandat ek gedrink het van na skool af tot wanneer ek toe nou opgehou het, dat ek nog nooit toegesluit was of weet, ek was nog nooit in deel ek bekleierery of sulke goed nie. Dalk kan ek gestreiery of al iets, weet in 'n bar of wat ook al, of rondgestampery, maar ons is nog nooit in lelike bekleierery dat iemand in die hospitaal beland of sulke goeters nie. En ek was nog altyd, weet, ek het nooit, as ek betrokke was by iemand, nog nooit ander vrouens aangehang of weet sulke, maar ek sê vir my vrou nou, baie keer, ek sê vir haar, ek moes al dood gewees het, die Here het definitief 'n plan, al was dit nou later in my lewe, die Here het definitief 'n plan met my, weet, dat hy my lewendig hou, om nog, weet, te saai en die woord te verkondig. En dis hoekom ek so sterk glo in hierdie ding van die Baarselprofeet, dit is al op my hart al so lank, jy weet, en want as ek 'n stories vir die ouens vertel, maar waar hulle ook was, en ek dink nie, dit is, elke ou het sy eie storie, maar op die einde van die dag is, jy moet self besluit, weet, stap hierdie pad saam met die Here of nie. En soos ek sê, dit is serious, jy gaan noue kry, en die Here kan jou faith toets, glo my, tot jy voel jy breek al amper uit mekaar uit, en jy kan nie glo nie, en baie keer wil jy draak jy kwaad vir die Here, en nee, hoekom gebeur dit en dit en dit nou, en
weet, of jy party mense glo nie, die Here het hulle nou verlaat, of sulke goed. Maar ek glo ons geloof word getoets deur dit. Weet jou geduld toets geloof. Ja. So dis my siening. Ek het al baie gestruggle met dit. Ek is glad nie perfek nie. Ek is nou nog definitief glad nie perfek nie. Sê nog baie dinge wat ek nie moet nie en weet goeters wat ek nie mee saamstem nie. So maar ek meen soos jy ook gesê het, ons almal gaan nie perfek wees elke dag nie. So maar gelukkig is die Here ons genadig dat hy sien ons doen ons bes om dat hy na ons in ons harte kom lewe, verstaan? Ja, as 'n ou wat net heeltemal afsluit en sê nee, he doesn't believe. Ja, dude, dis cool. Ek like dit en ek dink dit is so almal het 'n soeke na God. Elke liewe mens op die aarde het 'n soeke na God. Hulle soek net op die verkeerde plekke. Presies. En ek dink dis die dinge soos verlang het jy dalk jou soeke gevul met alkohol en dalk met fame of wat ook al dit was. En ek het my soeke gevul met ook tot 'n mate alkohol en aansien en sulke goeders en dan kom jy op 'n punt en dis waar die verlossing eintlik kom, is die Here verlos ons van daai soeke na ander goed. Waar ek nou op 'n punt is waar ek my soeke is 100% na hom. En dit maak ek is op 'n punt waar dit nie meer saak maak wat die wêreld van my dink en wat my vriende selfs van my dink, wat my vrou van my dink of jy weet dit is obviously ek's lief vir my vrou. Maar God is eerste. God is bo alles. Dis hy, dan my vrou, dan my kinders, dan my ministry en dan my werk. Verstaan en dit is soos dis awesome. En dit is wat ek vir mense en dit het ek soos jy nou sê, ek het dit nie dag 1 besef nie. Verstaan, ek het nie die dag toe ek my hart vir die Here gee besef dis wat dit is nie. Dit kom saam met die journey saam met God en hoe nader jy aan hom beweeg, hoe liewer raak jy vir hom, maar hoe nader jy aan hom beweeg, hoe meer sien jy ook hoe klein jy is en hoe min jy is. En hoe niks jy is sonder hom nie. Presies. So crazy man. Dankie dat jy kom chat het. Nee, jy's dankie my brother, ek waardeer dit baie. Ja, dit was nou lekker. En 'n blessing vir my, groot blessing vir my. Nee, vir my ook. Ons gaan nog lekker gesels in die toekoms. Ja, verseker, man. Ek sien uit na daai baarstoel profeet het. Ja, daai is iets wat definitief die Here na my op my hart gesit het. Maar nou sit jy er op buite en nou gaan ons jou accountable. Is reg? Nou gaan ons jou accountable. Ja, ek moet definitief begin met dit eendag van 'n tyd. So ek weet 'n tydjie het wanneer ek weer terug is van Amerika of my werk dan ek wil so stadig gaan moet ek begin opneem. Weet al is dit net 'n enkel snit so een keer in 3-4 maande, maar dit gaan definitief gebeur. Ja. Ek sal eweneens dit heel eerste stel maar voor ek weer 'n nuwe beeskrol album maak. Om dit so te stel. Yes. Dit lê meer op my hart as 'n nuwe beeskrol album of so iets. So maar ek hoop die mense het bietjie ingeneem wat ek nie vandag gesê het. En ek is bly daar's ander manne soos jy. Ek het baie respek vir ouens weet soos jy wat even ek meen net jou eie kanaal wat so openlik oor die Here kan praat. Dit maak vir my heeltemal weet I see that as a man. Ek sien dit is 'n man. Thanks man. Nie hoeveel biere ek en jy al saam kon down of sulke goeders nie. Nee, ek het baie respek vir jou my vriend. Regtig. Prys die Here. Ek's dankbaar vir jou woorde, maar ek kan net vir hom die eer gee want ek het dit ook al 'n paar keer op die show gesê, hierdie was nooit my bedoeling of my intensie en hy het dit net kom syne maak en ek's dankbaar vir dit want yes man en ek het die ander aand ook gesê oor die manne ek het soveel mense mans wat net hoop nodig het man en is nie hierdie oppervlakkige hoop wat no offense Joe maar wat deur 'n Joe Black song kom nie verstaan
Dit is 'n hoop wat in 'n gemeenskap lê, in broederskap lê, in iets lê wat groter is as die 4 minute wat ek op die radio hoor of die halfuur preek wat ek op YouTube kyk. Verstaan, dit is in hierdie gemeenskap, in hierdie vriende wat voor mekaar kan sit en sê, dude, ek is broken. Ek het hulp nodig, ek het 'n vriend nodig, ek gaan deur hierdie, ek gaan deur daardie, en dis eintlik maar die crux, dis eintlik maar die oorsprong van hierdie kanaal. Dis baie waar. Dit is regtig awesome wat jy doen, my brother, wat die Here op jou hart gesit het om so iets te doen. Ek dink ons baie ouens, hulle gaan dalk nie vir jou sê nie, was baie ouens ook, ek sal byvoorbeeld 'n post maak so een keer in 'n maandag of iets oor iets, maar ek sit nooit Bybelverse op. Ek sal iets sê wat in die lyn is van something. Ek sal nie sê nooit Bybelverse nie, ek sal so baie min sal ek iets quote, maar ek het al ouens gekry, hulle is te skaam, hulle sal nie as jy post gaan like of ietsie, maar dan WhatsApp hulle my, as ek keer 2 of 3 weke nie iets doen, sê hy, hoorie bra, waar is die post? Weet, so, die Here werk so van 'n kant af, ek weet, even met social media ook nou, so, dit is nou ongelukkig die tryd van vandag om te kommunikeer ook, wat eintlik hartseer is. Dit is sulke ewel ding is social media verslawing, so, maar die ding is, nee, ek sê saam met jou, weet, as 'n mens, as die Here het op jou hart druk, en ons kan, hoe meer mans ons by mekaar kan kry, we can fight anything. Amen. Wêreld het sterk mans nodig. Die Here is ons generaal en ons kan vorentoe gaan. En ek wil dit net vir julle sê, ons sal hiermee afsluit. Is 'n sterk man is nie, dis presies soos Charles nou sê, 'n sterk man is nie die ou wat die armdruk kompetisie wen. 'n Sterk man is nie die ou wat 200 kan bench nie. Ons praat van sterk manne wat bereid is om die ridicule te vat, die vernedering te vat en die waarheid te bring vir mense. En dit is wat 'n ware vriend ook doen. As jy besig is om crap aan te jaag, sal 'n ware vriend vir jou kom sê, jy is besig om crap aan te jaag. Dude, dis 'n ware vriend. Dis 'n sterk man. En dit is wat ons verwag van onsself, eerstens, maar ook van die mense wat hierdie kyk. As ons praat van sterk mans, praat ons van mans wat nie bang is om die waarheid te bring, geen nie om wat dit hulle kos nie. So that's it. Vleit my stories uit. Dan kry ek nou kyk uit my chom. Dit was regtig lekker. Dit is awesome, Ja, ek waardeer dit regtig, man. Nee, ek waardeer dit. Dankie, is nie. Ja, definitief. Ons gaan mekaar nog baie sien. Ons verseker. Ek het nie geweet ek bly so naby jou nie. Ja, 2 km. Ek kon net te geloop het. Ja, jy kon nou. Maar ja, julle, dankie dat julle ingeskakel het. Ons hoop julle Charles se storie geniet. Gaan check Beeskraal uit. En check hou hulle dop, want of hou hom dop dalk liewer, want jy gaan dit nou nie release onder Beeskraal die Baarstoelprofeet gaan 'n solo wees, So hou dop sy platforms. Julle het nou gehoor hy's baie aktief op social media en maar check dit maar uit. Dalk sal hy daar so 'n bietjie updates gee en goed. Ja, nee, is maar net op Facebook, maar soos as ons in Amerika op die skip, ons moet data koop. So, daar sal ek nou so 3-4 posts 'n dag maak sommer van bikes of wat ook al, maar net om die data te gebruik. Want anders lose ek dit anyway. Behalwe dat ek nou my vrou kan weet WhatsApp call, face call, wat ook al. Okay, cool. Maar julle hoor nou en thanks dat julle ingeskakel het en dankie vir julle ondersteuning. As julle wil ondersteun, vir die wat nog hier is, kan julle onder in die description gaan kyk. Dit is 'n aanlyn bediening en ons verwelkom mense wat ons wil ondersteun en wat ons hier doen en dit help ons ook. Ons het 'n klomp planne waarop ek nie nou gaan ingaan nie, maar julle ondersteuning help ons om hierdie ding net uit te brei en na meer mense toe te vat en dit beter te maak, julle ondervinding. Maar ons gaan julle langer ophou nie. Dankie dat julle ingeskakel het en ons sien julle in die volgende episode. Cheers julle. Baie dankie.